En luister steeds na Delf steeds dieper. En ek sit hier in Delf saam met Elisabeth Jordaan in die wonderbare bydrae wat die godsman Andrew Murray gehad het in Suid-Afrika se geskiedenis. Elisabeth, wat het toe gebeur na hierdie Engelse oorlog? Wel, ek wil net sê, jy weet, Andrew Murray het gesê, hierdie oorlog gaan nagevolge hê vir geslagte. Met rassekwessies. Het hy vooruit gesien, as hulle nou nie daai ding nou stop nie. Ja. So nou hierdie nasionaliteitsgevoel wat nou ontwikkel, met die Hollandsprekende Suid-Afrikaners, van hulle het nou wil hulle onafhanklikheid hê, hulle wil hulle vryheid hê. Dit wat nou gebeur het voor die oorlog neem geweldig toe, onder die druk en leiding van die 3-jarige oorlog. Die Hollandsprekende Suid-Afrikaners, die Afrikaners kan ons maar sê, word in 'n vuur van hierdie beproewing saamgesmeld soos nog nooit van tevore nie. Hulle onafhanklikheid was nou verlore, nou soek hulle die uitdrukking van die nasionaliteitsgevoel. Nou kom die stryd tussen die Hollandse taal en die Engelse taal. Nou veg hulle maar daai oorlog. Oh my. Die nuwe gehegtheid aan die NG Kerk, wat nou meer formeel was as lewend, het 'n besliste poging aangewend om die bewussyn as 'n volk te versterk, aan te moedig as Kaaps-Hollands, en dat hulle op 'n maatskaplike en politieke doeleindes ook moet saamwerk. So sommige Suid-Afrikaners het gevrees dat hierdie beweging gaan te ver en wil die Hollandsprekende bevolking heeltemal losmaak van Engelse invloede. Onthou nou die Kaapkolonie het hulle het saamgebly, die Hollanders en die Engelse het saamgebly in die Kaapkolonie, en hulle het gaan studeer in Engelse instellings, Engelse skole wat daar was, wat baie van die Kaapse Afrikaners of Hollanders na die Engelse skole toe was. En Andrew Murray skryf vir sy dogter 'n brief. Sy is hierbo in Pretoria. Dit was 'n jaar voor sy aftrede, so dis in 1905, skryf hy vir haar. Enige pogings om die volk te help om te genees van verkeerde begrippe oor hulle toekoms sal vrugteloos wees. 'n Liefde vir taal en vir 'n land is 'n ingebore instink van amper onbegryplike krag. Toe die Hollandse beweging 25 jaar gelede begin het ek gedink dis 'n onmoontlike doel. Hulle gaan nie teen die Engelse kan staan nie. Nou is ek van daai standpunt genees. So, jy kan jou eie argumente hê, dit kan jou bevredig, maar jy kan nie ander mense oortuig van wat jy nou wil sê nie. Ek dink dit help hulle, nou praat hy oor die boere, dat hulle 'n gevoel van onafhanklikheid het. Ons volk was so lank gewoond daaraan om onsself as minderwaardig te beskou. Dit was altyd ons doelwit om hoër te klim deur so Engels as moontlik te word. Maar as die volk besef hulle het 'n reg op hulle taal en nasionaliteit, ons moet dit van toepassing maak op al die volkere in ons land. Ja. 'n Volk het 'n reg op hulle taal en hulle nasionaliteit, en dat dit net so onaantastbaar is as die reg en die voorreg wat die Engelse het op hulle nasionaliteit. Dan kan ons op 'n gelyke voet met mekaar staan. Dan sal hierdie gevoel van selfbehoud 'n goeie uitwerking hê. Aan die een kant kan dit nasionale karakter behou, en aan die ander kant die begeerte om saam met die wêreld vooruitgang tred te hou. Ons kan dit albei doen. So ons moet vir die Here vra om dit te doen, om vir ons te help. Een van die goed wat nou gebeur het, 4 jaar voordat Andrew Murray oorlede is, hy is nou alreeds baie oud, is die Afrikaners rig 'n gedenkteken op in Bloemfontein, die Vroue Monument, wat deur Andrew Murray onthul moet word in 1913. Want die vrouens en die kinders het die ergste lyding verduur, en ons weet alles daar, ons hoef nie die hele ding te vertel nie, behalwe dat die Britse opperbevelhebber Kitchener instruksies gegee dat die vrouens en kinders van die kleiner dorpies en die plase, ver afgeleë plase, verwyder moet word in konsentrasiekampe, waar, soos daar gesê, hulle beter versorg kan word, en verhinder word om met die boere wat nog geveg het te kommunikeer.
Miskien het hulle goeie bedoelinge gehad, maar dit was op 'n uiters onbekwame manier gedoen. Sieklike vroue en kinders van jong ouderdomme word in tente gehuisves, daagliks blootgestel aan uiterste hitte en verblindende stof, snags aan snerpende koue. Kos is ongereeld uitgedeel en was nooit genoeg nie. Die tente was oorbeset, sanitêre geriewe was onvoldoende. Daar was geen gemak en welvoeglikheid nie. Toe siekte uitbreek was daar min dokters, selfs met tye geen dokters nie, geen verpleegsters, geen medisyne, geen kos, geen hospitaalakkommodasie. Masels en ander aansteeklike siektes het gewoed tussen die oorbevolkte kampe. Duisende het gesterf. Maagkoors het die meeste slagoffers gehuis. Dag na dag het die klein stoet van huilende vroue agter een of ander lijk na die begraafplaas gestap. Die begraafplaas was 'n paar akkers grond wat deur 'n ysterhek en doringdraad van die kamp geskei was. Toe die kampe uiteindelik gesluit is, vind hulle uit dat daar meer as 25.000 vroue en kinders gesterf het, terwyl die totale aantal mans wat deur die loop van die oorlog gesneuwel het, nie eers 4.000 was nie. So deur die ywerige inspanning van oud-president Steyn is die monument in die vorm van 'n obelisk 120 voet hoog opgerig om die ontberinge van die vroue uit te beeld vir die vroue en kinders wat op hierdie manier vir hulle land gesterf het. En almal kom uit alle dele van die Unie, dis nou die Unie van Suid-Afrika, na Bloemfontein toe. Elke minuut word 'n kanonskoot afgevuur. Daar was omtrent 20.000 mense, generaal Botha, generaal Hertzog, senator Reitz, president Steyn en Andrew Murray, leunende op die arm van een van sy vriende, Gordon Fraser. En Andrew Murray het nou net die saak gesit en kyk. Hy kon nie meer hoor nie, hy was doof. So Dominee Lou, wat saam met hom predikant was in die Kaap, het kort vir hom 'n papiertjie aangegee waarop hy vinnig geskryf het wat gaan nou aan, wie het wat gesê het, sodat hy ten minste die verrigtinge kon volg. En generaal De Wet het die sambreel hier oor Andrew Murray se kop gehou. En Andrew Murray het gevra, wie is die goeie vriend wat die sambreel oor my kop hou? Generaal De Wet was die antwoord. Andrew Murray sê vir hom baie dankie. Die generaal antwoord, meeste mense sou betaal het om dit vir u te doen. Wow. Andrew Murray se bydrae was 'n kort toespraak in die kerk van die gemeente waar hy 64 jaar gelede in die bediening ingeseën was, en sy boodskap was, dis nou 'n fees van liefde. Dis nou tyd om te sê dat die biddende, lydende, seënende, seëvierende liefde van Jesus Christus ook in ons harte moet inkom. Hierdie is 'n monument van liefde wat ons vandag moet ontwil. Lyding van siele moet na liefde oorgaan. Dis 'n moeilike begrip. Menige mense kan sê, nou wat nou, hulle kan, wat het gebeur? Hy sê, baie mense het na hierdie konsentrasiekampe gekom sonder gebed. In hierdie kampe het hulle geleer om te bid. Baie het in hierdie kampe Jesus as hulle verlosser ontmoet. Ons moet nou na die monument kyk met die gebed. Ek offer myself aan God. Ek soek nie myself nie. Laat ons nou vra vir die lydende, biddende, seënende en seëvierende liefde van ons Here. Dit sal net so goed wees, sê hy, as ons dit kan ontdek. En daardie dag het almal gesê, hoe goed was dit om ons Godvreesende Vader van ons volk in ons midde te hê vandag. Wow. Net om hom te sien, Ja. het 'n eerbied aan die verrigtinge gegee. Om te sien hoe hy bid en om te sien hoe hy na God opkyk. Wow, wat 'n voorbeeld en wat 'n invloed het die man gehad, nê? Nee? Dit is baie, baie kosbaar. Elisabeth, daar's baie dinge wat ons nog moet praat en wat ons nog sal praat. So ek wil vir ouens wat Elisabeth volg in hierdie reeks net weer herinner dat die reeks word as 'n aparte potgooi aangebied op Radio Kansel se webwerf. Gaan soek gerus daarvoor. Jy hoef dit nie meer net op hierdie program Delf Steeds Dieper se einde te kom soek nie. Dit word bymekaar gevoeg en jy kan
rustig gaan luister na sommer een na die ander, so gaan doen dit gerus. Elisabeth, baie dankie vir jou kosbare voorbereiding, ek waardeer dit intens. Volgende week sal ons verder gesels oor die wonder. Nee, volgende week het ek eers 'n afstammeling van Andrew Murray hier, wat kom gesels. En dit gaan 'n anderste gesprek wees. Elisabeth is nie volgende week hier nie, maar 'n familielid van Andrew Murray sal dan kom gesels. Maar vandag sluit ons af met die Shofar Band wat sing In the Cross. En dit is in die kruis alleen wat ons oor alle dinge vrede kan kry. Baie dankie dat jy saamgekuier het. Tot 'n volgende keer groet ek jou in die naam van ons Messias Jesus wat die Christus is. Mooi loop.